Goeiemôre, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Vanoggend vier ons Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees, en ons skriflesing kom uit Romeine 8 vers 1 tot 11 en ons tema is: uit genade staan ons nou onder die nuwe wet, die wet van die Gees. Kom ons luister na die bediening van die woord. Kom ons buig ons hoofde in gebed saam. Onse Vader wat in die hemele is, ja, ons lofliedere wil U alleen groot maak. Ons wil U uitwys, ons wil U verheerlik, want U alleen is groot. Ons kon die lof besing omdat U alles geskep het, ook hierdie wintersdag. Ook die seisoene is so in U hande ten volle onder U beheer. Net daarvoor kan ons U loof en prys. Maar ons hoogste loflied, Vader, is dat ons U in Christus kan groot maak. Ja, U self het ons wat dood was vir U, kom lewend maak deur U Gees. Ja, U het ons dooie harte opgewek tot 'n nuwe lewe, oorspoel met die liefde van God, soos ons dit ken, beleef en sien by die kruis, sodat ons ook kan lief hê, sodat ons ook kan groei en toeneem in liefde. Wil U self hierdie werk, wat U kragtig deur U Gees doen, meer en meer in ons laat deurwerk, meer en meer in ons laat gebeur. Ja, Vader, sodat U alleen groot gemaak kan word. Wees by ons in hierdie uur. O Gees van God, lei ons in die waarheid van die evangelie. En as daar nog 'n dooie hart is, as daar nog 'n hart is wat te gefokus is op onsself, op die wêreld en op ons eie planne, wil U self tot ons harte deurdring en dit wat dood is, lewend maak vir Christus. Dit bid ons in Jesus naam alleen. Amen. Ons skriflesing kom uit Romeine 8 van vers 1 tot 11. Daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dit waartoe die wet, verswak deur ons sondige aard, nie in staat was nie, het God gedoen. Deur sy eie seun vanweë die sonde in die gestalte van 'n sondige mens te stuur, het hy die sonde in die mens veroordeel, sodat die vereiste van die wet in ons vervul kon word. Ons, wat nie volgens ons sondige aard leef nie, maar volgens die Gees. Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard. Maar diegene wat volgens die Gees leef, bedink die dinge van die Gees. Die denke van ons sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. Die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God. Dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wie in hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie. Julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees, as die Gees van God inderdaad in julle woon. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is die liggaam, as gevolg van die sonde, wel dood. Daarenteen, op grond van die regverdiging, is die Gees lewe. As die Gees van hom wat Jesus uit die dood uit opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood uit opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Ons gaan fokus op vers 2, eintlik hierdie hele gedeelte, dit is so moeilik
om iets uit te laat, maar in vers 2 staan daar, die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Gaan lees weer by die huis, die kontraste wat ons kry, lewe, dood, ons vlees en die Gees wat in ons werk. Die wet van die vlees en die wet van die Gees, dis so aangrypende gedeelte. Nou op Pinkster Sondag vier ons die grootheid en die heerlikheid van God. Ja, God wat al in die Ou Testament, deur sy profete, ons weet Esegiel, ons het dit nou gesing, Joël en in Jeremia 31 beloof het, maar ook Christus wat gekom het en beloof het, dat die Gees in ons harte uitgestort gaan word. Is God nie groot nie? Is hy nie heerlik wat dit met ons doen nie? Ja, dieselfde Heilige Gees wat oor die woeste en die leë aarde uitbeweeg het, deur wie God alles in die hemel en op die aarde geskep het. Dink net elke planeet, elke krag en mag wat daar is in God se skepping, is God die Heilige Gees, en daar dieselfde Gees kom woon en werk in ons harte. Dieselfde Gees het ons hier gehoor, wat Christus uit die dood uit opgewek het, daar die Sondagmôre. Kom stort God in elkeen van ons se harte uit. En hy kom maak ons harte, hy kom maak ons sy tempel. Jesus leer ons, dat sonder hierdie goddelike wonderwerk wat die Heilige Gees in ons doen, sal geen sondaar kan glo nie. Is verlossing vir die sondaar nie moontlik nie. Sonder hierdie werking van die Gees kan geen sondaar mens eentree die koninkryk van God ingee nie. Hierdie is waar van elkeen van ons. Ons het gehoor wat die apostel Paulus geskryf het, as iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Oordink net bietjie hierdie waarheid. Die Heilige Gees, wat self God is, woon tot in ewigheid in my hart. En is hier waar hy sy wet kom neerskryf. Hy is net by my nie, maar hy word ook die dryfkrag in my hart. Daai ou dryfkrag, die vlees, word minder en die Gees met Christus se liefde word meer. En miskien is dit net hier waar ek en jy vasdraai, want elkeen van ons weet hoe vol sonde ons is. Elkeen van ons is maar net te bewus van hoe ons elke dag twyfel en hoe maklik sonde oor ons die oorhand kry op 'n daaglikse gebied. Het reg kan ons vra, maar hoe kan die Heilige Gees in my hart kom woon? Ons kan ook vra, maar en as hy dan nou hier woon, wat kom doen die Heilige Gees in my hart? Dit kom so mooi in hierdie gedeelte na vore. Nou hierdie brief van die apostel Paulus aan die gelowiges in Rome is verseker, hierdie hele brief Romeine, een van die kosbaarste skrywes wat nog ooit deur die pen van 'n mens neergeskryf is. Aangevuur deur die Heilige Gees self, is daar nêrens 'n geskrif wat die suiwer Christelike godsdiens vanuit die Ou Testament so mooi beskryf en begrond as hierdie brief nie. Paulus het heel moontlik hierdie brief geskryf na 3 sendingreise. Hy wou graag die evangelie in Spanje gaan verkondig het en hy wou met die hulp van die gelowiges in Rome, waar hy self nog nooit ooit was nie, hy wou met hulle hulp, finansiële ondersteuning en geloofsondersteuning, wou hy die evangelie in Spanje gaan verkondig het. En daarom, om hulle hulp te kry, skryf hy vir hulle presies wat dit is wat hy as apostel, evangelis verkondig en wat hy glo. En vandaar het ons die evangelie mooi begrond en neergeskryf wat hy aan ons nagelaat het. Die Gees natuurlik, sodat ons dit kan lees en daaruit kan leer vandag. Nou die eerste lesers, hulle was nou weer gelowiges reg oor die wêreld. Hulle het destyds na die groot hoofstad van die wêreld toe gevlug. Heel moontlik moes hulle uit hulle eie lande, uit hulle eie dorpe en stede soos Jerusalem uitvlug, net omdat hulle Christene was. En dit was makliker om as 'n vreemdeling in 'n wêreldstad soos Rome 'n bestaan te gaan maak.
En daar het hulle in klein huisgemeentes vergader, terwyl hulle die evangelie verkondig het. Hulle was doodgewone mense, arme mense, in 'n stikkende samelewing, waar hulle as vreemdelinge 'n moeilike bestaan in Rome moes voer, net omdat hulle Jesus nagevolg het. Nou Romeine 8, waarvan ons na 'n gedeelte geluister het, is verseker nie net een van die bemoedigendste hoofstukke in die hele Bybel nie, maar is verseker die hoofstuk in die Bybel oor God, die Heilige Gees. In die hele Romeinebrief verwys Paulus 34 keer na die Heilige Gees. In hoofstuk 8 verwys hy 21 keer. Net in hoofstuk 8. In die gedeelte wat ek en jy so pas klaar gelees het jy getel 11 keer. Verwys hy na die Heilige Gees. Jesus het nie verniet in sy bekende bokamergesprek die aand voor sy kruisiging na die Heilige Gees verwys as die trooster nie. Waar die Heilige Gees in ons harte woon en werk, is daar 'n ongekende vrede. Is daar 'n vreugde en 'n troos wat bo alle omstandighede uitstyg. En daarom moes dit so 'n mooi trooswoord gewees het vir die eerste lesers, ook daar in Rome. Hoe kan die Heilige Gees dit waag om in my ou stikkende, twyfelende, worstelende, sondaar hart te kom woon? Ek ken nou Hendrik dan nou net te goed. Hoor weer die mooiste woorde waarmee hierdie hoofstuk begin. Want dit is aan elkeen van ons gerig. Die woorde waarmee hierdie hoofstuk begin. Mag die Gees self jou eie hart opnuut daarmee oorweldig as ons lees, daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Wat 'n woord. Oordink gou, voor God is jy tot in ewigheid 'n vrygespreekte van enige sondeskuld. Dit wat jy reeds gedoen het, dit wat jy nou gaan doen, dit wat jy die week gedoen het, dit wat jy in die komende week gaan doen. Jy's reeds daarvan vrygespreek. In Christus hoef jy nooit ooit weer bang te wees dat as jy voor God se regterstoel moet verskyn, hy vir jou gaan sê, maar wie jy gaan weg. Ek ken jou nie. Jy's die ene sonde, kyk hoe lyk jy nie. Maar hoe kan dit wees? Hoor ek jou dink. Lyk my hele lewe nie maar soos ou 2 Samuel 11 Dawid lewe, waar ek elke dag al 10 gebooie oortree nie. Ja, om God van harte lief te hê, om my naaste met opregte lief te hê, is onmoontlik vir my. Die wet van God, wat my elke dag by die hand wil vat, en by God laat uitkom, omdat ek sy wet nakom, is die een groot krans wat ek nie self kan uitklim nie. Ek kan nie. Sien, dis die punt waarby Paulus uitkom in die vorige hoofstuk. Dis hoekom die Heilige Gees vir ons die wet laat neerskryf het. En dis waar die wedergeboorte gebeur. Met die wet en my onvermoë om dit te doen, laat die Gees my uitroep, ellendige mens wat ek is, wie sal my tog red uit hierdie doodsbestaan? Die oomblik, wanneer die Heilige Gees 'n sondaar hart by daardie ellendige oomblik uitbring, dis dan, wanneer die Heilige Gees die waarheid van die kruisevangelie in jou hart laat inskyn. Hy kom en dan maak hy God se liefde in Christus aan jou bekend. En die kruks van wat Jesus wil hê ons moet verstaan, dit wat die nuwe lewe in dooie harte vonk, beskryf Paulus so mooi in vers 3 en 4. Gaan lees dit weer by die huis as jy worstel met jou eie gebrokenheid. Daar lees ons, God het sy eie seun in die gestalte van 'n sondige mens na die kruis gestuur. Die oordeel wat die wet oor ons uitspreek van wie ons sonde, het Christus aan die kruis op hom geneem. Hy het daardie oordeel in die 3 donker ure aan die kruis
deurleef. En tot in ewigheid kan God nooit ooit weer daardie oordeel oor hulle wat in Christus is, oor ons uitspreek nie. Sien, met die wedergeboorte kom lê die Heilige Gees elke kind van God soos 'n papbabietjie in die afgehandelde werk van Christus aan die kruis. En dan kom oorspoel hy ons harte met die oseaan van God se genade en van God se liefde. Met die heerlike sekerheid, daar is nou vir my geen oordeel meer nie. Nie nou nie, nie tot in ewigheid nie. In myself is en bly ek tot niks goeds in staat nie. Maar in Christus is ek op dieselfde tyd, gelyktydig voor God, regverdig in Christus, smetteloos, vrygespreek, terwyl ek so bewus is van my eie sondegebrokenheid, nog elke dag. Het is daar waar Martin Luther daai bekende woorde gesê het in Latyn, ek wil nou graag baie slim klink, simul justus et peccator, gelyktydig regverdig en sondaar. Dis die plek. Dis die hoofpunt, dis die spiespunt waarmee die Heilige Gees, God se liefde in ons harte ingrafeer. Dis waar die Heilige Gees elke sondaar wil en moet uitbring. Ek, sondaar, net in Christus regverdig. En hoe kry ek deel hieraan? Die Gees bring my daartoe dat ek glo. Jesus is my Here, my verlosser. Ek vat God op sy woord, dis al. Ek vat hom op sy woord. Net soos 'n babietjie, nie vir altyd in doeke kan bly nie, maar groei en groter word. Kom die Heilige Gees, die oomblik as hy die wedergeboorte in my begin werk het, my oorspoel het met God se genade en liefde, dan wek hy my op tot 'n nuwe lewe in Christus. En hy kom doen dit deur my hart sy tempel te maak. En nou ons vra, maar wat kom doen die Heilige Gees dan hier in my hart, as ek nog elke dag so stryd voer teen die sonde in my hart en my lewe? Jy sien, die Heilige Gees is nie soos ek en jy wat halwe werk doen nie. Die Heilige Gees is nie soos ek en jy wat halfpad in 'n taak belangstelling verloor nie. Wat hy begin, maak hy klaar. Hy sal dit klaar maak. Waar die Heilige Gees jou in Christus vrymaak van die oordeel van die wet, gaan hy ook die verlossing van Christus op alle fasette van jou lewe laat deurbreek. Dis hoekom hy in jou hart uitgestort is. Om hier in my hart, die liefde van God vir my in Christus, op my hart te graveer. En daarom staan ek nie meer onder die ou wet nie, maar onder 'n nuwe wet, die wet van die Gees. En is 'n hart wat oorspoel word met God se volmaakte liefde, soos ons dit by die kruis sien, ken en beleef. En hoe gaan die Gees dit prakties in my lewe doen? Paulus sê hierso, hy doen 3 dinge. In die eerste plek, hy vernuwe my denke. In die tweede plek kom hy en hy begin die neiging in my hart verander. En dan laastens kom hy en hy verander my, doen in my late. Dit wat ek liggaamlik doen, kom verander hy ook. In die heel eerste plek, die Heilige Gees laat die nuwe lewe in my groei deur my denke te vernuwe. Jy sien, vanaf die sondeval, vanaf die duiwel vir Eva haar denke gerig het op haarself en haar eie begeertes, is my en jou se denke altyd gerig op ek en myself, my eie opinie en wie ek die graagste wil wees. Selfs as dit by God kom, gaan dit altyd oor myself en wat ek uit God kan kry. En as ek nie uit hom uit kan kry wat ek wil hê nie, dan is ek opstandig soos Israel in die tyd van die woestyn. Van die mens wat in sy eie denke oorgelaat is
en wat net aardse dinge dink, beskryf Paulus, ja, hy beskryf sulke mense elders, hulle einde is die verderf. Die maag is hulle God, hulle eer is geleë in hulle skande. Maar die Gees kom, en hy kom graveer die liefde van God in ons harte, deur ons gedagtes vas te vang, en gehoorsaam te maak aan Christus. Waar my gedagtes op myself gefokus was, kom die Gees al hoe meer en hy skuif my gedagtes na Christus toe. En natuurlik is hierdie 'n lang proses wat soos 'n vrug in my gaan groei. Daagliks beleef ek nog hoe die fokus op myself onenigheid bring in my huis. Konflik bewerk tussen my broers en my susters, hoe dit my kwaad maak van my baas, of hoe dit maak dat ek goed najaag wat vir my geen hoop of rykdom kan bring nie. Maar deur elke dag, meer en meer, sy vinger op daardie verkeerde dinge in my hart en my lewe te kom lê, dit in my hart en my gedagtes uit te wys, draai my denke na Christus toe, vang hy dit vas by hom, en begin ek al hoe meer dink en die vraag vra maar, wat leer Christus my? Hoe wil die woord hê, moet ek vir Jesus in hierdie situasie navolg? En begin dit al hoe meer en meer vir my belangrik raak, om Christus na te volg. Die tweede plek waar die Gees 'n nuwe lewe in my laat groei, is om my aard te vernuwe. Waar God ons harte geskep het om ons hoogste vreugde net in hom te vind, het ons harte bedrieglik geraak na die sondeval. En wil elkeen van ons glo dat ek net bly kan wees as ek kry wat ek wil hê, as ek kan wees wat ek wil wees en as ek altyd reg is. Op my eie ken ek net een liefde en is 'n liefde vir myself. Maar wanneer die Heilige Gees kom en my hart oorweldig hy my hart met die volmaakte liefde van God in Christus. Hy laat my beleef die blydskap van om God se kind te wees, dat ek nie meer 'n veroordeelde is nie. Hy vul my hart met die vrede van Christus, wat alle verstand te bowe gaan. Hy maak my hart en my gedagtes oop vir God se oneindige geduld met my, elke liewe dag. Ook laat skitter hy God se vriendelikheid oor my. Elke dag, as God in sy groot barmhartigheid vir my kos en klere gee, liefdevol versorg. En wanneer ek daagliks ook die goedheid van God beleef, in alles wat hy vir my gee en wat hy vir my doen. Ook wanneer sy getrouheid in Christus, wat 'n ewigheid duur, my hart oorweldig en my hart tot kalmte bring. Ja, wanneer Jesus se gehoorsame sagmoedigheid, wat hom in my plek in die kruis laat vasspyker het. Ja, wanneer Jesus se selfbeheersing, om ter wille van my kruis toe te gaan, en om al my skuld op hom te neem. Ja, wanneer die Gees my met hierdie neergeskuif vrug van Christus oorweldig, dan is dit daar dieselfde eienskappe van Christus, wat so eie is aan hom, wat ons ken as die vrug van die Gees, wat hy dit ook laat begin groei in my eie hart. En dit sit my hart op 'n heel nuwe koers. Waar ek eers net myself wou bly maak, begin ek al hoe meer my vreugde in my hart beleef, wanneer ek weet maar ek maak my Vader bly. Ek maak my Here en my Koning bly. En dan kom die Gees, oomblik wat hy dit doen, en dan verander hy ook my liggaamlike optrede, my doen en my late. Waar ek eers in my eie drifte en my drange oorgelewer was, word die Heilige Gees die dryfkrag agter al my doen en late. En so word my liggaam 'n tempel wat God verheerlik. As mense na my doen en my late kyk, moet hulle kan vra, maar hoekom tree jy anders op as jy kwaad is, as ander mense jou kwaad maak?
Hoekom kyk jy nie na dieselfde goed as ek op die televisie? Hoekom lag jy nie vir die vuil grappe waarvoor almal van ons lag nie? Hoekom praat jy anderste? Gebruik jy nie die woordeskat wat ons maar almal in die werkplek gebruik, waaroor ons almal maar so gewoond aan geraak het nie? Hoekom het jy 'n totaal anderste uitkyk oor die seksuele, oor die huwelik? Terwyl die gewilde siening van ons tyd so anders is as wat jy glo en dan vashou. Sal jou antwoord altyd wees en jy sal wys, maar Jesus Christus is my Here. Die Gees het my hart daarvan oortuig en hy doen dit nog elke dag meer en meer. Daagliks leef en beweeg ons letterlik op die rand van hierdie afgrond. Aan die een kant is dit ou Hendrik se vlees, maar gelyktydig aan die ander kant is ek 'n regverdige in Christus. En is hier waar die Gees die nuwe lewe in my hart en in my lewe werk. En op grond van God se genade staan ons nou onder 'n nuwe wet, nie die wet van Moses nie. Nee, maar is die Gees wat ons harte en ons gedagtes so oorweldig met die vryspraak wat ons in Christus het, dat ons koersvas al hoe meer en meer op 'n ewige wegloop agter Christus aan. Mag God die Heilige Gees so in elkeen van ons sy nuwe lewe werk. Amen.